Lekker verwelkom. Het almal 'n high five gekry? Elkeen. Okay. Welkom aan die nuwe besoekers hier vanaand en ja, welkom net by Truth Church. Opgewonde om hier te wees saam met julle. So kom ons duik sommer dadelik net in die woord in. Altyd so opgewonde oor dit. Ek sê altyd vir my vrou, daar's soveel goed waardeur ek gaan en dan sê ek soos ek het hierdie gedagte om te deel en ek het hierdie gedagte, dan sê die Heilige Gees, nee, al wat jy deel is die woord van God. So hou my altyd accountable op dit. Maar ek wil vanaand vir ons bietjie 'n paar jaar terugvat. Of kan ons sê 'n paar eeue terugvat. Na Genesis toe. En dit was vir my so mooi hoe die seentjies almal nou vandag kon gesê die eerste boek in die Bybel is Genesis. En so ons is die laaste paar weke op 'n reis oor ons reis in die lewe. Ons het bietjie begin praat die laaste paar weke van hoe lyk ons reis in die lewe, hoe lyk ons wedloop. En ons het verlede week spesifiek gepraat oor, verstaan jy wie God is? En ek dink dit is belangrik, as jy nie verstaan nie, dat jy dit jou prioriteit maak om te verstaan. Want alles wat ons doen, gaan oor ons openbaring van wie God in ons lewe is. En dit is belangrik vir ons. En ons het gekyk na Johannes 17 waar Jesus sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. So ons besef dat die ewige lewe nie net begin wanneer ons eendag sterf nie, maar dat die ewige lewe begin wanneer ons God leer ken. Dit is belangrik vir ons om te besef. Maar nou kom die volgende belangrike vraag vir ons broers en susters. Is wat verhinder ons verhouding met God? Want baie van ons ontdek wie God is. Baie mense gee hulle harte vir God. Baie mense begin die reis. Maar dan gebeur daar ietsie. Hulle begin terugkyk. En daarom gaan ons later sien dat Jesus iets ongeloofliks ook in Lukas 17 vir ons noem. En hy sê, dink aan die vrou van Lot. So van al die mense wat Jesus kon na verwys het in Genesis 19, wat ons gaan deurlees saam, kies Jesus die vrou van Lot. En dit is vir ons belangrik om daai nota te maak. Hoekom? Jesus kies nie Abraham nie, hy kies nie Lot nie, hy kies nie die engele nie, nie eers Sodom en Gomorra nie. Nee, hy kies die vrou van Lot om na toe terug te verwys. Want hierdie verhaal, broers en susters, op die einde van die dag gaan nie oor 'n stad nie, maar dit gaan oor 'n hart. En dit gaan oor die hart van Lot se vrou. So ek gaan vinnig vir ons deurlees. En ons begin by Genesis 19, ons gaan van vers 12 tot vers 30 lees. Daar's redelik baie in hierdie, so as julle net saam met my kan oopmaak daarso. Daarop sê die manne vir Lot, wie het jy nog hier? 'n Skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad. Bring hulle uit die plek uit. Want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here. En die Here het ons gestuur om dit te verwoes. Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy dogters sou trou, en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. En toe hulle na die buite uitgelei het, sê hy,
vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie, en moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. Daarop antwoord Lot hulle, ag nee, my Here, kyk tog, u knegt het genade in u oë gevind, en u het u guns groot gemaak, wat u aan my bewys het, deur my in die lewe te behou. Maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug, sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie. Kyk tog, hierdie stad is naby om daarin te vlug, en dit is klein. Laat my tog daarin vlug. Is dit nie klein nie, dat ek kan lewe? En hy sê vir hom, kyk, ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie. Vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy nie daar aankom nie. Daarom noem hulle die stad Zoar. Die son het oor die aarde opgegaan toe Lot en Zoar aankom, en die Here het swavel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. En hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei. En sy vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. En toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. En Lot het uit Zoar opgetrek en saam met sy 2 dogters gaan woon op die gebergte, want hy was bang om in Zoar te bly. Daarom het hy saam met sy 2 dogters in 'n spelonk gaan woon. Is 'n mondvol. Is 'n mondvol. Maar as julle verstaan, soos ons hier gelees het, die diepte wat in daai verse staan. So ons moet besef deur hierdie hele gedeelte dat die verhaal begin nie met oordeel nie. Ek hoop julle het almal dit raak gesien. Die verhaal begin nie in Genesis 19 alleenlik nie. Dit begin eintlik in Genesis 18. En wat in Genesis 18 gebeur, openbaar God aan Abraham wat gaan gebeur met Sodom en Gomorra. En Abraham begin dadelik in te tree. Hy sê, sal u die regverdige saam met die goddelose vernietig? Dan begin Abraham vra, Here, maar wat as daar 50 regverdiges in die stad is? Sal u dit nog steeds vernietig? En God sê, ek sal die stad spaar. Abraham vra weer, Here, wat as daar 45 regverdiges in die stad is? En God antwoord, ek sal dit spaar. En Abraham sê, Here, wat van 40? Wat van 30? Wat van 20? Wat van 10 regverdiges? En elke keer antwoord ons God, ek sal dit nie vernietig nie. So ons moet dit sien dat Genesis 19 begin nie met vuur nie. Genesis 19 begin met God se genade. Die eerste ding wat ons van God leer, is nie sy oordeel nie. Dit is sy geduld. Dit is sy genade. En dit is sy bereidheid om te spaar. En die tragedie van hierdie verhaal, is nie dat God nie wou gered het nie. Die tragedie van hierdie verhaal is dat daar nie 10 regverdiges gevind kon geword het nie. Dit is wat die tragedie is van Sodom en Gomorra. En om 'n bietjie konteks te gee oor hierdie stad.
Veral Sodom. In Genesis 18 vers 20 sê dit, omdat die geroep van Sodom en Gomorra groot is en omdat hulle sonde baie swaar is. Omdat die geroep baie swaar is. En ek wil vir ons gou vinnig verder lees, om konteks te gee oor Sodom. In Esegiel 16, vers 49 tot 50 sê, kyk, dit was die ongeregtigheid van jou suster Sodom, in trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus het sy en haar dogters geleef. Maar sy het die hand van die arme en die behoeftige nie versterk nie. En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het ek, toe ek dit gesien het, hulle weggeruim. So daardie woord, die geroep, is nie Sodom wat na God roep nie. Dit is 'n geroep teen Sodom. Die onreg, die geweld en die boosheid wat as getuienis voor God opgestyg het. En dit pas by Genesis 19 vers 13 in. En ek sê dit in Engels. The outcry against its people. So die geroep was nie aanbidding van die mense in Sodom na God toe nie. Die sonde van die stad het as getuies opgetree oor die stad. En die Hebreëse woord dui eerder aan op 'n klaaggroep. En om 'n klaaggroep te verduidelik, deur hierdie vers, het twee belangrike betekenisse. Die een is 'n stem van slagoffers, wat 'n metaforiese of 'n werklike geskreeu van die mense wat onderdruk, mishandel, of te nagekom is deur die uiterste boosheid van ongereg in daardie stad. En dan die tweede ene roep om regverdigheid. Dit beteken die klaaggroep of die geroep is die absolute teendeel van geregtigheid. Dit is die klank wat opstyg wanneer mense sleg behandel word en daar geen geregtigheid is nie. So die teks wys ons dat die lyding en die sonde so erg geword het, dat dit direk die ore van God bereik het, wat God gelei het na 'n punt toe, om self te begin ingryp en oordeel. So God hoor, God sien, en toe tree God op. En nou moet ons verstaan, dat die waarskuwing al baie vroeër gekom het. En reeds in Genesis 13 lees ons, die manne van Sodom was boos en groot sondaars voor die Here. So die probleem van Sodom en Gomorra het nie oornag ontstaan nie. Dit was jare se opbou. Jare van kompromie. Jare van verharding. Jare waarin sonde begin normaal word het. En dit is een van die grootste plekke waar enige persoon homself kan betree en bevind, is wanneer ons sonde begin normaal voel. So ons moet begin besef wat God se genade teenoor Lot in daai gedeelte is. Toe ons begin lees, so sien ons die engele kom by Lot aan. En hulle sê vir Lot, wie het jy nog hier? Bring hulle uit hierdie plek uit. Die fokus van die engele is nie dadelik oordeel in daai oomblik nie. Die fokus van die engele wat deur God gestuur is redding. Bring jou familie. Bring jou huisgesin. Bring die mense wat aan jou behoort. Kom uit. En Lot gaan waarsku sy skoonseuns ewen. Goeie skoonpa. Hy sê, staan op. Gaan uit hierdie plek uit. Maar die Bybel wys vir ons, hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek geskeer het. So die waarskuwing was daar. Die genade was daar. Maar hulle het hom nie geglo nie. En so ek het in hierdie week 'n stukkie kommentaar gelees wat gesê het,
Julle moet mooi luister hier. The nearer the world approaches the end, the more it laughs at the divine threats. Gaan dit die laaste keer lees. The nearer the world approaches the end, the more it laughs at the divine threats. So die probleem was nie dat die mense in Sodom nie gewaarsku was nie. Die probleem was dat hulle dit nie geglo het nie. En toe ek deur hierdie gaan, en deur hierdie woord gaan, was God se genade wat hier deurgekom het vir my so mooi. En as ons kyk na 'n verhouding met God wat ons verlede week oor gepraat het, en ons kom in Genesis in en ons begin hierdie gedeelte sien, en ons sien nie net 'n God wat kwaad is nie, 'n God wat jou net wil verinneweer nie. Ons sien 'n God van liefde. Ons sien 'n God van genade. Ons sien 'n God van redding. Ons gaan verder na Lot toe wat talm. Dis een van die mees verstommendste gedeelte vir my, verse vir my in hierdie gedeelte. Die dag breek aan. Die engele dring aan by Lot. Hy sê, maak jou klaar. Dan lees ons, maar Lot het getalm. Die Hebreëse woord beteken om te huiwer, om te vertraag, om uit te stel, en nie om onmiddellik te reageer nie. Nou, ek weet nie van julle nie, maar in my kop is ek soos, Lot, wat maak jy? Verstaan jy wat hier aangaan? Want hy kry die waarskuwing. Die engele is daar. Nog steeds talm hy. Die dag het aangebreek. Die oordeel is op hande. En Lot talm. En nou sien ons weer die genade. Want verder in die vers sê dit, omdat die Here hom wou verskoon, gryp die engele vir Lot, en sy vrou, en sy 2 kinders, omdat God genadig was, lei hulle hom uit. Dis 'n prentjie van genade, nie omdat Lot so vinnig gehoorsaam was nie, nie omdat Lot so sterk was nie, maar omdat God genadig was. En nou moet ons vir onsself vra, en eerlik wees met onsself. Hoeveel keer in ons lewe vind ons onsself op daai plek, waar God ons waarsku, waar God sy engele stuur, waar God vir ons sê, wat gaan gebeur, en tog talm ons, tog huiwer ons, en tog is God nog steeds genadig op ons. God is genadig op ons, broers en susters. Ons elkeen het ons storie hierso. Ons elkeen het onsself dalk al op 'n tyd in Sodom gevind. Deel van daai sondes. Diep vasgevang. En steeds sit ons hier. In die geleentheid om hom te worship. Met 'n geleentheid om verhouding met hom te hê. Vers 17 sê vir ons, moenie omkyk nie. Die engele sê, vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie. Moenie in die Jordaanstreek bly nie. Vlug na die gebergte. Die opdrag word baie duidelik gegee. Daar's geen verwarring nie. Daar's geen geheime nie. God se wil in hierdie oomblik is baie, baie duidelik. Kan ons saamstem met dit? Maar weer eens sien ons Lot. En wat doen Lot? Hy redeneer. Hy sê, ag nee, Here.
Nie na die gebergte toe nie. Hy wil eerder na Zoar toe gaan. En weer eens sien ons God se genade oor Lot. God laat dit toe. En ons het gelees in vers 30 wat so interessant is, God laat toe dat Lot na Zoar toe gaan. En hy sê, tot jy daar is, gaan ek nie die plek afbreek nie. Maar in vers 30 wys ons dat Lot uit Zoar uitgegaan het en na die gebergte toe gegaan het. Dit wys vir ons dat God se plan altyd die regte plan is. En dat God se plan baie beter as jou en my plan is, broers en susters. Ons kan dit sien deur dit. Nou kom vers 24 en 25 en toe laat die Here swavel en vuur op Sodom en Gomorra reën, die oordeel waarteen aan God gewaarsku het kom. Dit kom, die oordeel het gekom. Maar vir 'n oomblik, broers en susters, onthou hierdie volgende volgorde. Eers Abraham. Eers intrede. Eers waarskuwing. Eers genade. Eers redding. En toe kom die oordeel. Kan julle dit raak sien? Die oordeel het nie sonder God se genade gekom nie. Die oordeel het nie sonder God se waarskuwing gekom nie. En hou hierdie in gedagte, wanneer ons na Lukas 17 toe gaan, en waar Jesus terug verwys na hierdie toe. Want dit is 'n baie belangrike en 'n interessante deel vir ons om te sien. Maar vir eers vers 29 sê, toe God die stede van die vlakte verwoes het, het God aan Abraham gedink en Lot uit die verwoesting uitgestuur. Dit is nie omdat Lot goed was nie. Die teks sê, God het aan Abraham gedink. Die verhaal begin met Abraham wat intree in daai oomblik in. En dit eindig met God wat daardie intrede onthou. Nie oor Lot nie, maar omdat God genadig was en onthou het die belofte aan Abraham. En nou gaan ons na vers 26 toe. Na die vrou van Lot toe. Het sê, en sy vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. So hierdie gedeelte, hierdie teks sê nie vir ons presies wat Lot se vrou gedink het nie. Maar na baie navorsing het ek bietjie die Amplified vertaling probeer uithaal. En die moontlike Hebreëse betekenis uit dit uitgekry. En die Amplified lees as volg. It sê, but Lot's wife from behind him foolishly, longingly looked back towards Sodom in an act of disobedience and she became a pillar of salt. Weereens, broers en susters, julle moet na God se genade kyk. Hierdie was nie net 'n vrou wat net agter haar gekyk het per ongeluk nie. Die Hebreëus dui op baie meer as net 'n vinnige kyk aan. Dis 'n idee van iemand wie se fokus teruggegaan het. Iemand wat haar aandag gegee het aan wat agter haar is. So die probleem hierso was nie Lot se vrou se fisiese aksie nie. Die probleem was Lot se vrou se hart. Sy was fisies uit Sodom uit, maar iets van Sodom was nog nie uit haar uit nie. En vandag moet ons onsself daai vraag vra. Die vraag is nie of jy en ek, broer en suster, uit Sodom uit is nie. Die vraag is Sodom
uit jou uit. En uit jou hart uit. Want sy het nie net teruggekyk na 'n stad nie. Sy het teruggekyk na haar sekuriteit, na haar bekende lewe, na haar gemak, en na die wêreld wat sy geken het. Lot se vrou het nie net na 'n brandende stad gekyk nie. Sy het teruggekyk na 'n lewe wat God besig was om haar uit te red. En dit is hoekom Jesus Christus dit as 'n voorbeeld vir ons gebruik, broers en susters. Want die waarskuwing in Lukas 17, vers 32 sê Jesus, dink aan die vrou van Lot. Jesus sê, net soos dit was in die dae van Lot, dan noem hy iets interessant. Dan sê hy, hulle het geëet, hulle het gedrink, hulle het gekoop, hulle het verkoop, hulle het geplant, hulle het gebou. So ons sien, die belangrikheid hierso. Jesus noem nie eerste Sodom nie. Hy wys eers vir ons hoe normaal alles gelyk het. Die lewe het aangegaan. En mense was besig. En mense het planne gemaak. En mense het gedink môre gaan soos vandag wees. En toe kom die dag, baie skielik, en baie onverwags. En dan sê Jesus, dink aan die vrou van Lot. Hoekom? Want Jesus is besig om te praat oor sy wederkoms. Hy praat oor die mense wat moet gereed wees. Hy praat oor die gevaar om vasgevang te wees in die wêreldse dinge. Dat jy so vasgevang is dat jy vergeet dat die koning kom. En vers 33 het aangegaan om te sê, elkeen wat probeer sy lewe te red, sal dit verloor. En elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Lot se vrou, broers en susters, wou ietsie behou. Sy wou nie alles net los nie. Weereens gaan dit nie oor 'n stad nie, maar dit gaan oor die hart. En weereens moet ons onsself vra, ons kan uit Sodom uit wees, maar is Sodom uit ons uit? Broers en susters, ons moet onsself daai vraag vra. Ons raak so gewoond aan hierdie wêreldse dinge. Ons raak so gewoond aan die sonde, dat alles net vir ons begin normaal raak. Ons raak nie meer geskok as daar aborsies is nie. Dis deel van die lewe. Ons raak nie meer geskok as man en man trou nie. Dis deel van die lewe. Ons sondes raak ons normale lewe. En ek wil vir julle hierdie patroon wys. Genesis 13 het begin. Toe slaan Lot sy oë op. En hy en Abraham moes gekies het tussen lande. En Lot kyk na die vrugbare land. En Lot kies die vrugbare land. Hy kies volgens wat goed lyk. Dan gaan woon hy naby Sodom. Dan gaan woon hy in Sodom. En dan sit hy in die poort van Sodom. En dan tel hy om te vertrek. En uiteindelik kyk sy vrou terug en verander in 'n soutpilaar. So die kompromie gebeur dag na dag na dag na dag.
Dit gebeur nie net in een dag ewe skielik nie. Iewers is ons besig om heeltyd ja te sê vir die verkeerde ding. En dit begin klein raak, en dit is eers 'n klein sonde, dit is eers 'n wit lientjie, en dan raak dit normaal. Ek het al wat gedeel, die eerste dag toe ek dwelms doen, was vir my verskriklik erg. En teen jaar 5 kon ek nie ophou nie. En ek nou elke dag gehad het. So dit wys vir ons, dat daai ding, wat ons voor ja sê, wat ons eintlik voor nee sê, moet sê, is elke dag. Daai kompromie bou stelselmatig op. En partykeer moet ons onsself vra, wat binne ons lewe het normaal geraak vir ons? Wat nie veronderstel is om normaal te wees nie. Ons sien sy skoonseuns lag vir sy waarskuwing, en hy talm en sy vrou kyk terug, en die hele kultuur het gewoond geraak aan dinge wat God nie goedkeur nie. En ek wonder, of dit nie dalk een van ons grootste gevare in die kerk vandag is nie, broers en susters. Nie omdat ons ophou glo nie, nie omdat ons ophou kerk toe gaan nie, maar dat ons stadig gewoond raak aan die dinge van die wêreld. Dat ons begin saamleef met die dinge wat verkeerd is. Dat ons begin saamlewe met die ding waar God jou uitgeroep het uit. Klein kompromie. Klein gewoontes. Die klein dinge wat ons nie los nie. Totdat ons harte begin terugverlang na dinge waarvan God ons al reeds uitgeroep het. Die grootste gevaar vir ons vandag, broers en susters, in die kerk is die vervolging nie. Die grootste gevaarte is dat die mens verlief raak op die wêreld. En dit is presies wat met Lot se vrou gebeur het. So broers en susters, waar jy vandag sit, is daar moontlik ietsie hier binne jou hart, in jou lewe, wat jy al so gewoond geraak het aan, dat jy nie eens meer sien dat dit verkeerd is nie, of begin jy jou verhouding met God en jy loop jou paadjie, en dan ewe skielik begin jy terug verlang na die dwelms toe, en na die verkeerde dinge van die wêreld toe, wanneer God besig is om met jou 'n pad te stap. Die verslawings, die jaag na geld, die idolatry, die sexual immorality, begin ons verlang na dit. Die leuns, die skinder, die jaloesie. God is besig om 'n Lot uit te lei. Sy vrou uit te lei. Soos hy fisies uit Sodom uit. Maar haar hart is nog in Sodom. En jy kan dorpe trek. Jy kan lande trek. As jou hart nie verander nie, broer en suster, dan is daar 'n probleem. En ons moet hierdie waarskuwing sien, dat Jesus Christus, wat op aarde geloop het, die Seun van God, vir ons hierdie waarskuwing gee. Moet ons verstaan hoe belangrik dit is om dit te besef. Vir ons, wat vandag hier sit, dat wanneer God jou uit ietsie uitgeroep het, dat jy begin uit dit uitkom, dat jy begin vrygemaak word daaraan, en nie terugkyk daarna nie. En as God jou vrygemaak het van 'n verslawing af, moet nie weer teruggaan nie. En as God jou vrygemaak het van wat mense oor jou sê, moet nie weer teruggaan na dit toe nie, en begin kyk, waarna God kyk.
God kyk na jou hart. Hy kyk na jou lewe. Hy kyk na jou verhouding met hom. En so dit raak vir ons belangrik wanneer ons deur hierdie deel lees. En ons begin onsself vra, Here, waar is jy? Waar is daai verhouding, Vader? Dan moet jy jouself vra. Is jy nie dalk besig om jou eie verhouding te versier met God nie? Om dit self te benadeel nie? Om te talm wanneer God jou roep nie? Om terug te kyk wanneer God jou al reeds vrygemaak het nie? Broers en susters, hierdie wys vir ons dat dit is baie dieper as om net te sê ek is 'n Christen. Wat in jou hart aangaan en in my hart aangaan, weet niemand anders behalwe God nie. En hy weet wat 'n storm hier vassit. En broers en susters, ek wil vir jou sê deur hierdie gedeelte dat ek wil graag hê dat jy vrygemaak word van dit. En dat daar so ietsie binne jou is wat jou terug laat kyk na storm toe, dat jy jou hart oopmaak vir die Here om jou totaal te verlos van dit af. Want daar's 'n gevaarte in hierdie gedeelte wat Jesus vir ons gee. Wanneer Jesus praat oor sy wederkoms, en dat dit gaan skielik gebeur. En wat ons moet sien in hierdie oomblik, is dat Lot se vrou was die naaste gewees aan die waarskuwing. Sy was in die huis van Lot. Sy het die engele gesien. Die engele het haar aan haar hand gegryp. En nog steeds het sy omgekyk. Kan ons verstaan dat hoekom Jesus vir ons hierdie wys? Hoekom Jesus sê, onthou die vrot van die vrou van Lot? Dit is vir ons belangrik om dit te besef. En weer eens wil ek net beklemtoon dat hier's baie genade in hierdie storie. En ek wil nie hê ons moet dit mis nie. Want veral vir ons as disippels wat uitgaan in 'n wêreld in, wat bevraagteken word deur ander gelowe, wat bevraagteken word deur mense wat nog nie Jesus aanvaar het nie, wat nog nie tot die kruis gekom het nie. Daai mense is soos, ja, maar jy het 'n God wat net kwaad is altyd. 'n God wat net vernietig altyd. Hoe kan ek 'n God dien wat my net wil vernietig altyd? Snert! Jy het 'n God wat lief is vir jou. Wat omgee vir jou. Wat genade betoon aan jou. Wat sy engele stuur om jou uit Sodom uit te lei. God van genade. So ons moet verstaan dat die redding is vir ons almal tot ons beskikking. Dink aan die vrou van Lot. Is wat Jesus sê. Dink aan die vrou van Lot. En broers en susters, is belangrik vir ons, wanneer ons deur hierdie deel gaan, wanneer ons deur Genesis 19 gaan en ons lees oor Sodom en Gomorra. Ons lees van 'n stad wat vernietig was as gevolg van sy sonde. En ons kyk na Lot, sy vrou, en haar hart, wat eintlik omgekyk het. Dan moet ons eerlik met onsself begin raak en vir onsself vra. Wat is daar wat ons weerhou? Wat is daar waarna jy elke liewe dag actually terugkyk? Wat is daar waaraan jy vashou wat jy moet los? Wat is daar wat God jou al reeds uitgered het, maar elke keer gaan jy net terug? Ons moet nie soos Lot wees nie. Ons moet nie soos sy vrou wees nie. Hulle het alles gesien. Alles beleef. En Lot talm. Sy vrou kyk om.
Ons, broers en susters, almal wat hier sit vandag, het almal al dit beleef. Is almal al gewaarsku. Het almal al die genade van God gesien. Het almal al sy redding beleef in jou lewe. Hoekom talm ons nog? Hoekom draai ons partykeer om? Wanneer God sê, kyk voor jou. En dit begin in klein goed. Here, ek het nie genoeg geld om die einde van die maand deur te kom nie. Ek sal saam met jou wees. Dan gaan jy 'n Capitec toe en maak 'n lening. Here, ek kan nie hierdie verslawing los nie. Here sê, ek sal jou help. En dan wanneer sy gees binne jou wandel, wanneer jy besig is met daai verslawing, dan gee jy nie ag op dit nie. Wanneer jy vasgevang word in ietsie, wat God jou wil uitlei. En jy laat nie toe dat die Heilige Gees jou daar uitvat nie. Ons moet besef, dat die Heilige Gees werkend binne ons is. En dat die teenwoordigheid van God in jou lewe is. En wanneer jy jou request known maak aan God, en sê, Here, ek sukkel met hierdie verslawing, dan gaan die Here laat die Heilige Gees vir jou conviction bring, sodat jy daai verslawing kan los. En elke keer as jy daai sigaret optel, en jy weet dis die ding wat jy moet los, gaan die Heilige Gees kom en sê, hou op! En wanneer daai verslawing die hele tyd aan jou deur klop, en by jou steel, gaan die Heilige Gees kom, en hy gaan conviction bring. Broers en susters, hoeveel van ons is besig? Wanneer die conviction kom om dit te ignore. Ons sê, is nie Heilige Gees nie. Nee, kan nie Heilige Gees wees nie. Ek gaan nou eers aangaan met my eie dinge. En dan môre, voel ons baie skuldig. Broer en suster, as Jesus van sy wederkoms gepraat het, en hy terugverwys na dit toe, dan moet ons verstaan, daar's diepte, en daar's krag, en daar's iets wat ons moet na kyk, en ons moet iets verstaan uit hierdie gedeelte uit, so jy kan uit Sodom uit wees, 'n Sodom uit jou uit, broer en suster, en vanaand moet jy jouself hierdie vraag vra, wat die dag doen kom nader, of het 100 jaar is, of het 1000 jaar is, of het 10.000 jaar is, die dag kom nader. En dit gaan so gebeur. En ons kan nie onsself op 'n punt vind, wanneer Jesus aan die deur klop, en jou by jou hand uitlei, dat ons nog steeds terugkyk, na die dinge van die wêreld nie. En ons, wat al bietjie deur dit is, wat bietjie hoor elke Sondag, ons kan nie goedkeuring gee vir wat aangaan in hierdie wêreld nie. Dit is nie oukei nie. Daar kom 'n punt wat ons as Christene moet opstaan en sê, nee. Ons gaan nie meer verliefd raak op die dinge van die wêreld nie. En die beste manier vir ons om dit te doen, is vir elkeen van ons, om ons lewe neer te lê. Dat die vrug deur ons tangible wees, duidelik sigbaar kan raak, dat wanneer die wêreld na jou kyk, dan sien hy dit, is hoe 'n kind van die Here lyk. Jy kan nie die evangelie gaan begin deel, wanneer jy nog self sukkel, en die persoon wat voor jou staan, is jy besig om die evangelie met hom te deel, en daai broer staan daar, en soos maar, jy sukkel dan met dieselfde ding. Verstaan ons dit? Dat ons uit Sodom uitkom. Maar meer as dit moet ons hart uit Sodom uitkom. Meer as dit moet ons gewoontes uit Sodom uitkom. Meer as dit moet ons identiteit en ons sekuriteit en alles waar ons gewoontes uit Sodom uitkom, en ons gewoonte en ons identiteit moet begin in God gebou raak, in die verhouding wat ons met hom het, en in sy teenwoordigheid, sodat hy jou kan begin vat elke dag van jou lewe, en in sy doel met jou lewe laat begin stap, en nie in jou doel nie.
Nie in my doel nie, maar in jou doel, in jou purpose. En soos ons gaan deur ons reis, is ons op 'n belangrike punt om onsself te vra, wat hinder jou verhouding met God? Want broers en susters, ek was baie lank daardeur. En elkeen van julle het seker dit al experience. Wanneer jy vasgevang word in daai sonde, dan lyk die verhouding anderste. Dit lyk anderste. En jy kan die woord lees, en partykeer val niks nie. Want jy is te skuldig oor die dinge wat jy verkeerd doen. En hierdie is nie 'n ding om te sê, ja, maar is die Here wil net hê ek moet alles reg doen. Ons kan sien dat daar genade was. Maar broer en suster, ons kan nie aanhou met God se genade speel nie. Ons kan nie aanhou die genade ontvang en nog steeds miskyk nie. Iewers moet ons die genade van God ontvang, dit implementeer, uit Sodom uitgaan, vorentoe kyk, na die gebergte toe hardloop, nie worry oor die klein dorpies op pad nie. Na die gebergte toe hardloop en kyk wat God vir jou beplan. En kyk wat sy plan is met jou lewe. Want baie van ons hierso sit en ons sukkel met ietsie en ons verstaan nie hoekom ons deurbraak kry nie en ons verstaan nie hoekom ons deur hierdie moeilike tye gaan nie, maar broer en suster, kyk na jou lewe. Doen stokkelm en kyk waar jy besig is om nog vas te hou en nog terug te kyk. En ek kan vir jou sê, God soek dit nie. Hy gaan kom, hy gaan genade gee, hy gaan liefde gee, hy gaan waarskuwing gee. Maar daar gaan 'n dag kom wat dit gaan oordeel wees. Die oordeelsdag doen kom, broer en suster. En ek wil graag hê dat elkeen wat ek hier sou sien en ken, wil ek graag hê, wanneer die oordeelsdag kom, dat julle saam met my in die ewige lewe kan sit. En dat julle nie teruggekyk het nie. En so as daar ietsie is waarmee jy sukkel, is baie broers en susters in hierdie plek wat saam met jou kan bid. Wat saam met jou verlossing kan kry in dit. Wat saam met jou die pad kan stap. Al is dit hoe moeilik. Hoe langer jy aanhou, die verkeerde dinge, hoe moeiliker raak dit om dit te los. So maak daai keuse. Hardloop uit Sodom uit en moenie omkyk nie. Kyk reguit na die belofte wat God oor jou gespreek het. Oor die genade wat hy oor jou lewe het. En die engele wat hy gestuur het. En sy seun wat hy gestuur het om verhouding met jou te bou. So soos ons net in die laaste liedjie ingaan, maak dit jou eie hart oop. En vra vir die Here om vir jou te kom uitwys. Want miskien is daar ietsie wat vassit. Miskien is daar ietsie waar jou hart nog bietjie terugkyk. Bietjie verlang na die ou dae toe. Na die ou gewoontes toe. Die lewe wat God vir jou het, is baie beter as daai een oomblik wat jy daai tequila shot gaan drink. Is baie beter as daai een oomblik wat jy dwelms gaan gebruik. Is baie beter as daai donkerte en die verliefdheid op die wêreld. Want wat God vir jou gee is peace. That surpasses all understanding. En jy gaan dit nie kan verstaan tot jy dit nie experience nie, broer en suster. En wanneer die salwing van die Heilige Gees oor ons kom, dan gaan ons daai vrede in ons hart kry. En ons gaan verlossing kry uit Sodom uit. En ons gaan begin stap in die pad wat God vir ons het. En dit wil God vir elkeen van julle hier hê. En Jesus wil dit hê. En hy soek verhouding met jou, broer en suster. Dit is tyd om 'n keuse te maak. Dit is tyd om 'n keuse te maak. En te sê, ek is nie meer verlief op die wêreld nie. Ek is verlief op een persoon. En dis God.
It's God Almighty I'm in love with. And every single day of your life, you want to draw closer to Him. You want to seek His presence because He's so good. And it's glorious. And it's powerful. Dit is wat ons soek. Ek was al in die wêreld. Baie jare lank in my lewe. Was ek in die donkerte. En ek het altyd die verlossing gaan soek in die kroeg. Altyd die verlossing gaan soek in die wêreld. Maar aan 'n dag gekom, waar ek die vrede van God binne my begin kry het, en besef elke liewe keer, wanneer daar 'n hekkie voor my kom, dan het ek God se vrede binne my, en ek sê, Here, U sal my oor daai hekkie oplig, en U sal my deurdra, en dan val ek, sal U my optel, en dan val ek, dan sal U my daar by my wees, en daar sal vrede in my hart wees, en ek sal krag hê om weer op te staan, want daar is 'n manier, wat ek gaan terugkyk en in 'n soutpilaar en verander nie, want my God is te groot, en my God is te goed, en die genade wat hy in my lewe het, was te veel al, en ek kan nie terugkyk, en wonder, is my God waarheid, is hy lewendig nie, ek het al gesien in my lewe, ek het al gesien in die donkerte, that is a good almighty God. A good God. Broer en suster, vandag wou ek hier met julle praat, het ek vrede in my hart. En ek het liefde in my hart. Nie as gevolg van die bulle wat 'n game gewen het nie. Nie as gevolg van 'n amazing vrou, amazing kinders, amazing mense in my lewe nie. Vandag het ek vrede in my hart, omdat ek al die teenwoordigheid van God in my lewe gekry het. Omdat ek daai dag ervaar het wat dit beteken om in sy teenwoordigheid in te kom. Daai dag wat die openbaring vir my gekom het om te besef dat die salwing van die Heilige Gees beteken het, ek is elke oomblik in sy teenwoordigheid. Daai oomblik wat ek besef het, Here, in my krag kan ek dit nie meer doen nie. But through the power of the Holy One, of the Mighty One, kon hy my deur dit gedra het. En hy kan my vandag deur dit dra. Maak nie saak hoe moeilik dit raak nie, want dit raak tog steeds moeilik, broers en susters. Maar omdat ek verhouding het met God, omdat ek verstaan wie God is, besef ek dat ek is reeds uit Sodom uit. Ek is reeds skoon gewas deur die bloed van die lam. En daai vrede wat in my hart is, gaan sê, maar Here, U het meer vir my beloof. U het vir my beloof dat ek kan opstaan uit dit uit en dit gaan goed wees. Halleluja. Nie omdat ek so sê nie, omdat God so sê. En so as al 'n oomblik is wat jy twyfel in God se goedheid, reël met my 'n koffie. Dan verduidelik ek vir jou in diepte wat God in my lewe gedoen het. En reël met 80% van die stories wat ek hier ken in die kamer, reël met hulle koffies. En dan beleef jy die goedheid van God. En wanneer ons uitgaan in die wêreld, wanneer ons moet begin nee sê vir die dinge van die wêreld, wanneer ons moet verstaan dat dit verkeerd is, dat dit donker is, moet ons kan begin opstaan daarvoor. En ek het verlede week ook gesê, ons moet uit die ek-bubble uitklim. Uit die my lewe uitklim. Daar's werk om te doen. God het 'n plan met jou lewe. En met hierdie reis waarop ons is, het hy 'n plan met jou. Maar het is belangrik, broer en suster, dat jy verstaan wie God is. En dan is dit belangrik wat ook al jou verhoed, om in die volheid te loop van die verhouding met God. Om dit af te breek, en uit een kant toe te sit. Breek daai ding. Want wanneer die salwing van die Heilige Gees binne jou is en boor jou is daar nie plek vir daai verslawing binne jou nie. Daar is nie plek vir die dinge van die wêreld binne jou nie. So dit raak 'n keuse. Want God het vir jou en vir my 'n keuse gegee. En hy het vir ons vryheid van choice gegee. En daai keuse, broer en suster, kan ja of nee wees. So moenie vir my sê dit is te moeilik nie, want jy kan kies ja of jy kan kies nee. Want ek was ook in verslawing vir baie jare in my lewe en ek het besluit nee. Nie meer nie. Ek het besluit
Dat elke dag wat ek opstaan, sê ek, ja Here, jou plan vir my lewe. Ja Here, ek sal dit weer doen. Ja Here, ek gaan opstaan met 'n glimlag. Ja Here, ek gaan vrede in my hart hê vandag want U is binne my. Ja Here, maak nie saak hoe moeilik dit by U besigheid raak nie, ek gaan smile. Maak nie saak hoe moeilik dit raak by U besigheid nie, ek gaan aanhou. Want hierdie is U se plan in my lewe en ek gaan aanhou. En maak nie saak hoe moeilik dit raak met vriende nie, ek gaan aanhou. En maak nie saak hoeveel mense nee sê nie. Ek gaan aanhou. En maak nie saak hoeveel mense dink jy is weird omdat jy hulle vertel van Jesus Christus nie. Ek gaan aanhou. En jy moet daai ding maak, 'n keuse in jou lewe. Dis 'n ja of 'n nee. Dis nie maar ek sukkel met hierdie en my pa het gesukkel met hierdie en my oupa het gesukkel met dit en my oupa grootjie het gesukkel met dit nie. Nee. Die Heilige Gees breek dit af nou in Jesus naam. En ons kom voor hom en ons lê dit by hom neer. En so met alles, the first step is admission. So erken dit aan jouself, daai ding waarmee jy sukkel. Erken aan jouself waar daai Sodom is, waar jy miskien gemaklik geraak het, in die dinge waarin jy nie moet gemaklik raak nie. En dan lê jy dit by God neer. En hy sê, Here, hierdie ding waarmee ek worstel, hierdie verslawing, hierdie gedagte, hierdie verliefdheid op die wêreld, ek gee dit vir U. Here, kom en verlos my. Here, kom en maak dit vir my moontlik om op te staan môre, met liefde in my hart. Here, kom en help my, dat dit môre makliker is om nee te sê as vandag. En jy bid dit elke dag van jou lewe. Want jy gaan dit vir jouself. Jy gaan dit vir jou familie. En meer as dit, die God wat jou in die lewe ingebring het, wat sy seun vir jou gestuur het. So ons gaan communion vat. En hierdie oomblik wat ons hier ingaan is heilig. En hierdie is net 'n representation van wat Jesus aan die kruis gedoen het vir ons. Ons het verlede week gepraat oor die verhouding. So, ek wil hê, ja, okay, ek kan hier so begin, as jy dit vat, vra vir jouself vanaand een ding. Waarvoor het Jesus vir jou aan die kruis gesterf? En dan vra jy vir jouself daai bloed wat hy gestort het oor jou uit. Wat beteken dit vir jou? Sy genade, sy verlossing. Wat beteken dit vir jou? Want dit is 'n duur prys wat God betaal het, om sy enigste seun vir ons te stuur. Wat doen ons met daai genade? Lot se vrou het genade gehad, geleentheid gehad, om uit dit uit te kom, en sy het teruggekyk. En hierdie is net deel van die journey wat ons moet stap, om partykeer eerlik met onsself te wees. Partykeer introspection te doen. Want onthou die belangrikste ding, broer en suster, jy maak die keuse. Jy maak die verandering. Niemand kan dit vir jou doen nie. So wanneer jy kom om hierdie te vat, en jy gaan terug na jou stoel toe, in jou eie oomblik, praat met die Here. Wil vanaand hê julle moet dit in julle eie doen, als sit jy 30 minute lank hier, sit jy 30 sekondes hierso, dis op jou. Maar vir 'n oomblik, laat toe, dat die Heilige Gees aan jou kom raak. Laat toe,
dat God aan jou openbaar, waar daar miskien ietsie is, wat net moet breek.